Goed, broers en susters, ervaring is the name of the game in ons lewe, né? Met TV sien jy moet ook beleef, jy net verproe nie, dis 'n belewenis, né? Dis groot, dis iemand het lekker gekry daar gestaan. Nou ja, toe. Alles sê vir ons, jy moet dit beleef, jy moet dit ervaar, en jy glo eintlik iemand wat dit in die self beleef het nie, né? Dis mos nou so. En nou werk het so dat daar's klomp facette van ons lewe waar die ervaring ook belangrijk is. En dan werk het so in die geloof. Die geloof, jy sê in die boeke wat jy op die rakke kry, sê allemaal vir jou, ja, maar beleef God, of ervaar jou geloof in die Here en so, en dan gee hulle vir jou allerlei reëls of allerlei maniere wat jy nou nader of beter sal kon ervaar. Maar voor die probleem wat ons nou natuurlijk het is in die ervaring is dat hoe toets mens dit nou reg? Ervaring. Die ding is, ons weet ons nog, let wel uit ervaring. Dat vandag voel ons fantastisch en ons goed sê maar na by die Here en so. En morgen, nou, dan denk dinge ook nie so helemaal lekker uit nie. En dan voel ons weer ver van die Here af. En dan is ons nog een beetje min ervaring. So, nou is het nogal een beetje moeilijk om te weet altyd wat mens van hierdie ervaring moet maak. En soos het nou werk, het ek vir julle nou wat ook een Christen was, ook een gelovige was, dat toen nou die ook dinge ervaar en so. En dan het hy nou later die geloof verloor. En dan sê hy nou hoe hy dit nou sien. So, ek moet net veel daarna kyk. Plenty of experiences during the time when I believed that I was born again. Things that I attributed to God and the Holy Spirit and things like that. Good feelings. Plenty of them. One of the things that I discovered is that I had similar feelings in purely secular situations. The music at church that would move you and maybe get you elated enough to where people would attribute that to the Holy Spirit. There was secular music that would move me in similar ways. There were events that happened in my life. The religious experiences that you think you've had and you attribute to God A are similar or identical to the religious experiences that somebody else has had and they attribute it to God B and God C and God D and whatever. And what we find out when we investigate this is that there's no reason to attribute those good feelings to a God other than our preconception, being raised in a culture that tends to hate God, to make that attribution. It's more likely that these are natural products of the brain. Oké, broers, dit is nou nog wel een... Right, dankie. Dit is nou nog wel een ding. Die man het ook so gesit, soos julle in die kerk, ervaring slaan, miskien die liedjie wat nog mooi was, een mooi liedjie, en voel so nawe die Here en alles. En wel, toe sê hy nou maar, toe het hy nou die begin dink oor die saak, en hy het nou gesien, ja, goed, maar hoekom sal dit nou noodwendig die belewenis van God moet wees? En nou, ek het al die storie willen vertel van Cat Stevens, hy is een sanger, en hy het ook eendag swem in die see, en toe het hy nou stroom kon gevat, en dan het hy gaan gedrink, en toe bid hy vir die Here, help my asseblief. En toe die Here nou help, toe sê hy, van nou af gaan hy een moslim word. Jy sien, hy het nou net daar gesê, die ding wat jy nou ervaar, is nou, soos hy nou noem, God A, of God B, of God C, of God D. Want dit is nou net die ervaring, jy was die see, en jy het gebid, en nou is jy uit. So, beteken dit, dat, sê maar, dat Jesus Christus die Here is. Nie reg. Jy het wel ervaring gehad, en wel, soos het vir hom, was die ervaring dat beteken dat Allah is God. Verstaan? Die ding is, met geloofservaring is het nogal 'n bietjie ingewikkeld vir ons. Soos, daar is baie mense dat ook ervarings gehad het van die geloof, en het boeke geskryf daaroor, en ek seker die van julle het dit al gelees. Boeke wat sê, maar goed, hulle het die hemel gesien, en dis hoe dit lyk, en dit word ook boodskappe vir hulle gegee, wat dit nou vir ons gee, so, daar is nog baie seker boeke van wat die ervarings wat mense gehad het. Nou, wat nou baie belangrijk is, dat mens moet onthou, alle ervarings in die geloof is nie. Ek sê nie daarmee ons is
Daar is wonderlike ervarings wat ons het gedoen. Maar die vraag is, moet ons geloof bou op daai ervaring? Dit is wel 'n ander vraag. So byvoorbeeld, een ervaring wat vir my wonderlik is die ervaring wat 17de eeuse denker en wetenskaplike Pascal was iemand se naam. Hy het een aand dat hy op 'n baie besondere manier die Here ervaar. Hy noem ook die aand vuur, want dis so asof God uit 'n vuur met hom gepraat het. En dan sê hy nou, hy het wat hy toe op sy belydenis half neergeskryf het op 'n papiertjie, en hy het dit binne in sy jas, so soom, het hy dit vasgestik, dat dit altyd wel by hom kan wees. En op die papiertjie staan daar, God van Abraham, God van Isak, God van Jakob, nie van die wysgeere en geleerdes nie. Sekerheid, sekerheid, gevoel, vreugde, vrede. Jesus Christus, Jesus Christus. Goed, Bruce is nou, dis 'n wonderlike getuienis geword. Hy het hierdie ongelooflike ervaring gehad. En die ervaring wys na God, wys na Christus. Dat Christus onsekerheid gegee. Die probleem is, broers en susters, ons wat hier staan, kan ons nou nie glo op grond van wat Pascal ervaar. Ons klomp mense het op ervaring. Ons kan wel sê, wat Pascal ervaar is wonderlik, want dit wys ons na die Bybel toe. Verstaan? Daarom is het baie belangrik in ons lewe waar ervaring amper alles is. En ek weet vir al julle jong mense, ek was ook die jong mens gewees. Ek was ook by die kampe en die gospelfeeste en so. En wat baie keer gebeur is, dat nou ons sing vreeslik baie en so, en die voel af lekker en voel af naby die Here en so. Dan vra hulle nou sê maar dat jy nou na vore kom en jou hart vir die Here gee en so. En dis wonderlik dat ek sou dan nie. Die probleem is nie. Nou die ervaring, dan 2 weke later, dan is jy weer die verder van hier af. En dan ervaar jy weer anders bekies en dan ek jy ooggids, ek kan nie lekker nie wat ek ervaar, dan by die volgende kamp of gospelfeest of so, dan voel jy nou weer, dan sing jy weer en jy voel net lekker en dan wat vraag jy dan vir jouself? Moet ek nou weer my hart vir die Here gaan gee? Staan? Dan is jy nou 'n bietjie verward, want jy nou daar vir ervaring gehad, wat vir Here gee, maar is dit nou reël? Is dit nou werklike geloof? Staan so daai ervaring wat ons het, ons kan nie ons geloof bou daarop. Dit beteken nie ervaring is verkeerd nie. Dit is net nie die wortel of grond van ons geloof. En dit is baie belangrik, in ons ander verhoudings in ons lewe werk dit ook so. As ons nawees en jy die girlfriend of boyfriend so, jy voel ons nou close en dit is alles fantasties en so, en die sterretjies in die oor, alles lekker, en jy voel, jy ervaar ons nou hierdie verhouding. Die probleem is, daar kom 'n tyd wat jy dan nie so vreeslik baie ervaar nie, waar hulle miskien nou 'n bietjie verder voel. En as jy nog gaan aandring daarop om die hele tyd dit te ervaar op hierdie wonderlike manier, gaan dit regtig verder wees in dit verhouding. Dan moet jy nou ervaring smaak. Nou probeer en jy kan nie nou dwing om so te voel. Dit is 'n vreeslike hoe jy voel en hoe hulle voel en alles net reg voel. Die probleem is so verhouding, ek weet nie hoe dit langer gaan hou, die jaar maar. Jy gaan probeer werk, maar die gevoelens als reg laat weet. Maar dis nie hoe verhoudings werk. Verhoudings werk anders. Soms voel ons nader mekaar en soms voel ons verder van mekaar. Maar dit verander nie die verhouding nie. En dit is baie belangrik, en dit is ook baie belangrik vir die geloof dat ons dit verstaan. Daarom sê Petrus dat goed, hy nou ook wat my so kon noem, ervaring gehad, maar weet jy wat regtig ervaring is, hy was saam met Jesus, hy nie in sy kop gevoel, hy voel nou naby aan die Here nie. Hy het langs Jesus geloop. Daar was 'n boek op die berg, en toe het God verskyn aan hulle, en in 'n stem met hulle gepraat en sê, maar dit is my geliefde seun. Nou dit is, soos eintlik moet sê, dit is eintlik nie ervaring nie, dit is openbaring. God openbaar homself. En wat Petrus doen is 'n getuienis. Hy getuig van dit wat hy saam met Jesus beleef. Verstaan? So, daar sê Petrus ook,
Ons sal nie op die versinsels van al die mense, wat almal sê, wat almal ervaar het en so, ons gaan nie daar, ons geloof is nie daar gebou. Dis wat Petrus sê, maar profesie kan net uitgespreek word, as dit deur die Heilige Gees gegee word, en deur die woord. Daarom sê Petrus self, daai wat hy gehoor het, dit het bevestig wat in die profete se boodskap getuig word. En daarom is dit ook hoe ons na alle belewennisse moet luister. As jy 'n boek lees wat wie wat beleef het, kyk daarna en sê, maar bevestig dit die woord van die Here. Want die Gees werk in enige plek, nie. Die Gees van God werk in die woord. Hy getuig vir ons van wie Jesus is. Dit is sy werk. En daarom is dit wonderlik as jy 'n ervaring aan die Here gehad het. Maar as jy nie 'n ervaring met die Here gehad het nie, is jy nie verlore nie. Want ons geloof is nie gebou op hoe vreeslik naby ons die Here voel nie. Ons geloof is gebou op die boodskap van die Bybel. Die Heilige Gees sê vandag vir julle elkeen hier, soos daai wat Petrus gesê het, sê God nou en julle hoor dit almal, dit, Jesus Christus, hy is my geliefde seun, in hom verheug ek my. En hierdie Jesus Christus het vir jou sy lewe gegee. Dit het jy nou gehoor, so seker as wat Petrus gehoor het, wat God gesê het. En nou voel jy dat die vreeslik naby nie, en dit is nie deurslaggewend. Wat deurslaggewend is om te luister na wat God sê. En daarom is ons geloof nie gebou op my persoonlike ervarings, ander mense se ervarings nie. Ons geloof is gebou op die boodskap van die Bybel, soos het getuig is van ons deur die profete en deur die evangeliste en hierso nou vandag deur Petrus. En dit is ook om ons die kerk ook altyd ons geloof bely. Ons sê almal saam, dit is wat ons glo. Ons het nie, as ons geloofsbelydenis doen, dan het ons nie 'n vertelling van my lewe, en dit het gebeur, en dit gebeur, dit ervaar. Mense eintlik kon sê, ons getuig van die ervarings van Jesus. Hy was 'n mens. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood. Dit is die boodskap van die Bybel. Goed, broers, susters, en daarom is het ook belangrik. Baie mense sê ook nou, en dit is nou ook al van gewoonte, dis daar, mense sê, maar goed, hulle het nou besondere, vers die Here gevoel, nou het hulle besonder naby die Here. En die eerste wat hulle dan wil doen, wees daar is, hulle wil nou weer gedoop word. Verstaan? Die probleem daarmee is dat die geloof, of die nabyheid in die Here wat hulle nou voel, daai gevoel word nou bepalend vir hulle lewe. So daai gevoel is nou waar hulle geloof bou. En daarom, daai gevoel dryf hulle nou daartoe om hulle self weer te laat dood. Nou, dit is nie nodig te weet laat dood nie, dit is wonderlik, dit is fantasties as jy ervaring met die Here gehad het. En jy moet ook getuig daarvan, sê ek dit wonderlik van die naam en die Here is fantasties. Maar wat gebeur op 2, 3 jaar, dan voel jy nou weer sleg of so? Dat is jou geloof dan weg. Mense wil sê, net soos in 'n liefdesverhouding, voel nou baie naam en ons is so close, ons verstaan mekaar so perfect en alles is net wonderlik. Oor die jaar is dit nou weg, is die verhouding dan ook weg. Dus dit is nie hoe 'n verhouding werk nie, en dit is ook nie hoe die geloof werk. Geloof sê, ek wys weg van myself, ek wys na wat Christus gedoen het. Dit staan vas. En daarom is het ook as 'n babatjie nog voor ek ervaring in het gehad het. Toe het God gesê, maar nou sterf jy saam met my, en nou word jy saam met my opgewek. En dit staan vas. Soms voel ons nader aan die Here, of soms voel ons verder aan die Here, maar dit verander nie aan die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here God, ons wil graag kan ervaar, ons wil graag vir U ervaar, ons wil graag naby aan mekaar wees. Maar ons is nie altyd naby aan mekaar, Here. Ons is ook nie altyd naby aan U nie. Here, baie dankie vir die wonderlike ervarings wat ons al gehad het in ons lewe. Maar Here, dankie dat dit nie ons lewe bepaal. Dankie Here dat U woord, U openbaar, soos ons hoor, deur die Gees vandag hier.
wat ons lees in die Bybel. Dankie dat ons dit kan glo. Dankie dat ons nog voor ons dinge kon ervaar het, reeds gedoop het, reeds saam met U gesterf het en reeds saam met U opgestaan het uit die dood. Dankie dat dit waar kan wees, nie omdat ons so voel, maar omdat U so sê. Amen.